Al wat ek jou gaan sê het, ek daag jou uit, probeer het. Max Ja, het ook briljant gery. beide. Nie Charles of Oscar was in die braking zone. Presies. En die reël sê, jy mag een keer beweeg, nie heeltemal onder beheer nie. Ek's jammer, John, hy is my racing line. Hy dive bomb. Net die feit dat hulle dit ander investigations sit. Die wêreld is besig om sag te raak. Hy het onmiddellik gesê dis 'n racing incident. Hy het 'n tou gegee vir Max. My driver of the day gewees. My Audi het goed gelyk, want hy sê totsiens vir die kar wat hy nou net gery het nie op Spa. My maat. En daar word nie 'n huge replay gewys nie. Goeienaand al die 5 ligte kykers. Kalla, Ja, ons sit so 'n bietjie in 'n ander setting vanaand ja, is hierso. lekker. Met hierdie pragtige masjien Met hier hierdie agter ons. lekker sim hier agter ons. Hierdie GT3 model. Lekker. Ja, so Lyk 296. lekker, ja, ek love it. Ja. Ja. So waar ek en Kali probeer Ons self professionele renjaars is, maar ons lyk maar soos George Russell op die einde van die nee, dag. die Britte sien dit nie raak hier, né? Ja, nee, you can see me punk. Verstaan jy? Verstaan jy? Die Britte verstaan nie ons nie. Ja, nee, hulle het hulle eie sim racing club. Ja, hulle doen hulle eie ding. Ons los hulle, laat hulle hulle eie ding doen. Ons sal nie daarin meng nie. Ja, nie meer nee. nie. Nee, nie meer nie. Ons Nee. sal geen ouens van die baan afstamp nie. Glad nie. Nee, ons sal nie dit doen nie. Die Amerikaners, hulle speel nogal eintlik snaaks genoeg, né? Ek hou van rof speel. Ja, maar die Amerikaners speel nogal lekker saam met 'n mens. Hulle is nie bange en hulle gesels lekker saam. Hulle het 'n goeie humorsin. Dit is nie 'n Lekker. stywe lippiesie. Ja, so die van julle wat ons nou judge, wat ons nou sim racing doen en sê ons moet groot word, kry lewe. Asseblief, probeer dit. Okay, Al wat ek jou gaan sê het, ek daag jou uit, probeer dit. dis al. Dan praat ons weer. So Kali, My maat, Spa. Spa, classic. Die Eerstens, klassieke Spa. ons is net dankbaar vir droë weer. Gee vir die woorde uit my mond uit. Ja, Ek dink nommer ek 1. stem. En dan het ons hier regtig lank gewag vir aksie nie, het ons. Nee, dit het ons gevat kort na draai 1. Ja, ek Toe dink Max en Kimmy begin. dit het. Ek wil net vinnig praat oor die circuit so Spa het die swakhede van die nuwe reëls lekker expose. Baie ernstig. Ja. Ewe skielik is ou Rouge nie meer daai uitdagende draai Ja, soos wat jy vroeër jare gehad het, waar as jy moet hom op die millimeter regslaan. as jy meer reg van nou hoor jy gear hulle af. Ek meen hulle kom om Blanchimang voor die busstop en hulle begin al stadiger ry. Ja. Wat van 'n harde briek en van die chicane met aggressie. Dat Loos verlede jaar homself was dit in quali nog uitgespin. Ja, man. Weet jy dit? Ja. Kimi Antonelli het nog gesukkel hierdie Dis tyd verlede reg. jaar. Inteendeel, hy het actually verlede jaar ek het spesifiek gaan kyk, was dit 16de of 18de gaan kom. Verlede jaar geëindig in Spa. Maar so ja, so ek dit so 'n bietjie die room van die bokant af gehaal vir my. Dit het so 'n bietjie. Ek moet sê, weet, Spa was in 'n buite vir dis 'n mooi baan, buite van die aksie wat wel op die baan gebeur het. Wat daar actually was, dit was al nie heeltemal. Nee, dit was nie al nie. Nee, dit glad nie. Maar wat ek net sê is dinge moet net teen 'n baie hoër spoed gebeur. Ja. Ek en as ons nou dink dit is hoe Spa was, kan jy imagine hoe gaan Monza wees? Wat gaan hulle al jy weet net na die pitlane gaan hulle al begin afgear Vir daai eerste chicane. Verstaan jy? En dan sal hulle net om hom en dan gaan hulle tot 'n derde kom en dan keer hulle af vir die volgende een. Verstaan jy? Of ek meen wat gaan hulle na Skari doen? Ja. Ek weet Ek weet nie. Dit is dit is nog 'n kommernis en ek dink dit bring ons by 2 punte. Ja, okay. Voor ek daar kom, sê wat jy wil sê. Okay. Wat nogal interessant was is ons het so 'n paar weke terug het Martin Brundle sy mond is vol gehad oor Max wat kla oor hierdie kaliberkarre hier met die batterye en daai goede. En
interessant, na hierdie naweek het Martin Brundle gesê hy het so half 'n traan in sy oë gekry om te sien hoe die karre bietjie sukkel en hoe daar sekere draaie is wat nie tot hulle reg gekom het nie, soos wat ons nou genoem het, Ou Rouge byvoorbeeld, is maar net een van hulle. Ek bedoel daar's draaie wat ouens jy met jou gear so reg gekies het of jou rad so reg gekies is vir daai draai en nou is hulle flat out deur die draai, want hulle het net nie krag en spoed meer oor om die draai op 'n sekere manier te benader sodat jy veronderstel is om dit te doen nie. En hy praat daarvan, hy het amper 'n traan in sy oë gekry om te sien hoe die karre sukkel, ek sê dit nou maar in aanhalingstekens, maar dit is maar in 'n mate, want ons harde ouens wat nou al vir jare Formule 1 kyk, ons weet hoe dit hardloop op daai bane. Ja, nee. En dit was regtig, dit was hartseer saak om te sien. Dit was in daai opsig is dit hartseer. Ek dink definitief. En ek dink dit bring my weer net by die wegspring. Ek dink Kimi Antonelli het 'n great job gedoen om weg te kom. Maar Max het sy ou stal gewys. En ek dink ten spyte daarvan dat Kimi hom weer verbygevat het, het hy geweet hy is 'n sitting duck. Ja, hy het eintlik verwag. Dit was nie vir hom nuus nie. Maar dit was om net vir Kimi af te sit en miskien dalk 'n target te maak vir die ouens agter hom. En 'n potensiaal, want as Kimi daar die druk geknak het en die kar gevou het, ja, of hy het wyd gehardloop, het hy sy bietjie spasie tussen hom en ek dink en ek dink hy het gehoop daarvoor. So en kudos vir beide dat hy actually daaraan gedink het en dan vir Kimi om actually daai druk te hanteer in die sin van om te sê, okay, jy gaan verby, is right, ek vat jou net na Ou Rouge dan op daai Camel-stryd, dan klap ek gou vir jou, dan wys ek vir jou hoe kom ek. En so kudos vir Max vir sy wegspring. Ja, nee, absoluut. En ek dink dit was so belangrik. Kimi het geweet as hy nie daai Red Bull verbyvat by Lycum nie, dan gaan hy dalk net te lank sukkel. En weet jy wat, intussenin out of nowhere druk Charles ook sy neus verby Max. Ja, hoe mooi was die onderhoud nie. Fantasties. Max wat in 'n totale, ek wil amper sê, teenoorgestelde van hoe ons hom regtig ken, wat daar so sit en lag daaroor, is toe Kimi verby hom is en hy in die speeltjie kyk, toe sien hy die ewe skielik hierdie rooi rocket wat besig is om op hom af te jaag. Ja. En hy het besef, hou jou lyn, moenie eers beweeg in 'n millimeter in 'n rigting, en nie anders gaan jy chaos veroorsaak. En hy het dit gehou en hy het geweet, Charlotte se nommer. Okay, so dit bring ons dan by Lewis en George. Okay, dit was die volgende deel. Die eerste kontroversie vir die in my oogpunt. En jy kan nou jou opinie gee en ek wil vir al die kykers sê, ek dink hierdie is ons eie opinie. Ek dink elke ou het sy eie siening rondom dit. Ja. Definitief. Omdat ons reference points is die V10 era, waar jy Villeneuve, Schumacher, Montoya, jy het Raikkonen, jy het Senna, Prost. Jy het ouens wat regtig mekaar sommer van die baan afgedruk het en jy was okay. Ja. In fact, as jy 2 wiele op die gras gehad het en jy maak die manoeuvre, was jy freaking hero, verstaan jy? Dit was hoe dit gedoen word, dis waar heroes gemaak was. Verstaan jy? So, ek dink wat vir my net uitstaan is, George het eerstens 'n batteryprobleem gehad. Ja. Okay, so ons het na die tyd nog gehoor na sy radio, redelike kleurvolle taal gebruik teenoor sy span. Sy span het nie eens reply nie, sê baie vir jou. Ja, nogal, né? En ek meen, hy was 'n sitting duck. Ja, hy was totaal. Nee, ek weet, ons praat baie van sittende eende, maar ek bedoel, nee, hy was. Ons het regtig gedink, ja, hierdie is nou die kans vir George om so 'n bietjie terug te kom, om sy naam te herstel, pressure op Kimi te sit en hy het 'n battery issue gehad. So weer eens, jy weet, ten spyte dat ons
jy weet, 'n lekker championship wil sien, ons wil hê die Ferraris en even die Red Bulls moet almal daar indruk, en die McLaren's moet indruk, daar tussen die Mercs. Ja. Maar ons weet die twee Mercs het 'n advantage. Absoluut. Ons het dit gesien die naweek Absoluut. en soveel kritiek soos vir George kry op hierdie show. Ja. Jy weet wel 'n ou ten minste dan net George moet inklim daar, verstaan Ek jy? stem 100% saam. En Ja. dit kluishou en nie dat Kimi heeltemal weghardloop met die saak nie. Ja. Maar jy weet, dan het jy die reëls wat 'n rol gespeel het. Ons kan dit nou maar noem wat dit wil, maar as George genoeg battery gehad het, Ja. sou hy 10-1 vir Max aangevat het. Korrek. Verstaan? Stem Of saam. miskien ten minste net sy posisie behou het. Kom ons sê eerder dit. Okay. Want ek voel Max Ons wees regverdig wat dit dan betref. Ja. So hy sou voor Lewis gebly het. Nou kom hy uit. Radion wat net bo Rouge is en nou is sy battery, jy weet, boeries nerdes toe. Ja. Hy het geen energie gehad nie. Ja, want hy het al na draai 1 toe het hulle hom begin slinger. En al wat hy op gecount het was, ek meen, hier kom Charles Leclerc verby en Piastri kom verby. Ja. En Lewis sit eers skielik op En sy Lewis is gaan die vir die binnekant want daar was spasie. korrek. So nou op die einde van die dag, Lewis het die apex gehad in die binnekant. Dis reg. Lewis het die Maar nou dis 'n chicane. ja, So eers skielik van binnekant geraak hy die buitekant. 100%. As hy- yes. Maar hy was langs aan Yes. Lewis gewees. Ja. So hy is entitled om die draai te vat. Ja. Maar- Heeltemal. Dis waar racing vir my, waar dit 'n 50-50 call is, want George weet dis 'n risiko wat hy vat nou. Hy sit sy kar aan die buitekant. Lewis het toe gedoen wat inevitable is en wat jy nie wil hê in so 'n situasie nie. En dit is, hy het die curb geslaan, dit die kar unsettle, en hy moes 'n oversteer correction gemaak. Julle sal sien op die video's as ons Ja. nou hierso wys, jy weet. Daar maak Lewis die oversteer correction en daar stamp hy vir George. Maar George het sy kar daar gesit. Okay, George spin af. Is dit fair om Lewis te penalise vir dit? Ek dink nie so nie. Ek dink FIA Dis- het 'n fout gemaak. Dis 'n racing incident, dis die eerste lap. Ek bedoel, Dis die 4de draai van die race. verstaan jy, so as jy jou kar daar aan die buitekant sit, dan vat jy 'n risk. Absoluut. Ja, dit het weggevat van George af. Maar jy weet op die einde van die dag, Ja. as jy nie risk nie, gaan jy nie reward hê nie. Stem. En soms as George daai move afgepoel het ons almal gedink, wow, Ja. Here. Ja. what a maneuver. George het sy staal gewys. Maar hy het nie. Ja. Want hy het Lewis begin squeeze. Hy het vir my, as ek nou hier inkom, hy het vir my effens. Dis nie 'n verskriklik, dis nie 'n ek wou sê die kar geswaai. Dis nie dat hy hom van die pad afgedruk Maar het daar was vir my 'n baie duidelike bewegingkie. En ek sê kie want dit was so klein. So jy moet Dit mooi was. kyk en jy Dit kan was. amper sê as jy dit in real time kyk, well done, maar dan is jy 'n regte kyker. En goed, maar andersins kyk die slow-mo, vat hom en speel hom vir jou stadig terug. Ja. En dan sien daar's 'n effense beweging van George na Lewis se Want kant. George soek 'n bietjie van die racing line grip aan die binnekant. Korrek, want dit is waar hy lê en hy sit toe op die swak kant. Waar Net die sy marbles- battery wat in elk geval nie het op daai stadium van die geveg nie. Daai battery se Ek wil net sê hy het sy wrapping paper het afgekom. nee, hy het ewer hierdie ingehaat. Hy het nie eers Jerusalem gehad nie. So jy weet, so hy het outomaties iets beters gesoek. Vir my logika sê dit. Weet jy wat ouens, as jy gaan kyk na waar presies al die motors geplaas is op die oomblik van die reis waarin ons is. Dis net so goed amper soos wat draai 1 sou gewees het. As jy inteendeel, as jy na draai 1 gaan kyk en gaan kyk daarna, die ouens is nie baie verder uit mekaar. Ja, okay, Kimi is weg, Max is uit daai situasie uit, maar daar's 'n klomp ouens gekompakteer fisies binne daai draai. So So vir my persoonlik,
'n racing incident. Dit is, want waantoe moes Lewis gaan? Lewis het nie eintlik spasie gehad nie, maar as ek reg onthou, ek praat nou onder korreksie, maar as ek reg onthou, iemand was skuins agter Lewis ook. So Lewis het nie baie speling gehad in die sin van, want jy hier dophou, kan jy nie nog hier ook dophou nie. Kom ons wees realisties. Presies. En laat hierdie was jou eerste linie van, maar jy het in jou gedagte van 'n kar wat potensiaal hier gesit. So jy kan nie net swaai nie, want dan vat jy jouself uit. Presies. So ek dink dit is my kwessie met dit. En ek dink weer eens jy weet, die FIA, ons kan nie softies groot maak hier nie. Ja. Jy weet, nou klim hulle op die telefoon. Wara. 5 second penalty vir Lewis. Ja. Okay. So, Max, nee, so gecrash het met George. Ek sê nou vir jou. Well, Max homself saam uitgehaal het. Hy sê nie gewaar, want weet jy, ek stem 100%. want weet jy wat, Yes. Dis wat ek love van Montoya, na die tyd. Ja. Hy sê, I would have crashed. Ja, You wanna know why? You're sending him a message. korrek. En dis wat Rosberg met Lewis gedoen het in 2016 op Spanje. Ja. Is dit reg? Nee. Nee. Maar die ou gaan volgende keer 2 keer dink as hy langs Voordat hy kom. daai ding gedoen. En dis presies wat Max met Lewis ook gedoen het, 2021. Ja. En dis presies ook wat Charles met Max gedoen het. Absoluut. Verstaan? En Charles het dit al baie vroeër in sy kariere gedoen. Ja. So, die oomblik toe Charles 'n vinnige kar het en hy jaag teen Max, jy weet Max, ek kan nie hierdie kant Ons gaan hierdie ou respekteer. Inteendeel, om aan te sluit daarso by jou, Oscar het dit verlede jaar hoeveel keer met Max ook gedoen. Dis wat Oscar se verskil teenoor Max was. Ons het hoeveel keer daaroor gepraat oor Lex en Oscar en Lando se approach teenoor die twee, hoe dit verskil met mekaar. Hy het respek vir Oscar gehad, maar vir Lando sou hy gedruk het, want Lando sou nie dit hy sou eerder of geback down het of hulle sou gecrash het. Presies. En goed, terwyl Oscar slim gedruk het. So ek dink op die einde van die dag great. Dit was lekker racing. Jammer vir George dat hy gespin het. Dit was 'n motorfout en ek dink dit was 'n racing incident. Ek dink nie een van die twee drivers het regtig iets heavy verkeerd gedoen nie. Nee, want ek dink hulle het probeer spasie gee vir mekaar. Albei en weet jy wat? En George het nadat dit gesê Lewis sal nooit aspres so iets doen nie. Dis die ding, want Lewis is een van, laat Lewis maar wees of jy nou van hom hou of nie van hom hou nie, hy is een van die skoonste drywers op die grid. Ja, hy is. Ek dink nou ja. Nee, hy kyk oor die algemeen, hy het 'n baie goeie reputasie wat so iets aanbetref. Hy het 'n goeie reputasie vir racecraft. Ons sê dit raak so. Hy het 'n goeie reputasie vir racecraft. So nee, hy sal nooit intentionally iemand uitvat. I mean even in sy battles met Max en Fernando en Alonso, Rosberg en almal van hulle. Het hy nog steeds skoon gehou, verstaan? So ek dink dit is belangrik. So daar was geen intent geweest. Nee, so, maar as ek dit wil afsluit op die punt van George en Lewis, is dit, weet jy selfs, ek het nou gesê, George lyk asof hy daai bietjie na Lewis se kant toe beweeg het. Maar ek dink dit is ook 'n konsep van kry die kar in beheer. Onthou dis op daai stadium van die geveg, Kimi het 'n verskriklike vinnige formation lap gedoen. Ja. So ek was eintlik verbaas, Kimi het so goed weggekom. Dit is nogal interessante taktiek geweest van. Dit was, né? Want sy bande het gaan staan en koud raak. Op die ouend het die grid baie vinnig, en nou weet ek nie of dit was om die ouens te lok en potensiaal almal te kry om so vinnig saam met hom te kom nie, wat ek nie dink regtig gebeur het nie. Maar die punt is, ek dink George se bande was dalk bietjie kouer as wat dit aanvanklik sou gewees het of as wat hy verwag het, en ek wonder of hy nie tog in 'n mate effens van 'n oomblik ook maar gehad het, dat hy het nie noodwendig as Fris en Lewis gaan probeer indraai nie, maar hy het iets probeer op die kar, soos Lewis ook maar die kar probeer onder beheer kry het, na die curb geslaan het, en George van dieselfde manier gehad het. Ek bedoel, hy was op die vuil kant van die baan, en dit het maar die ding veroorsaak. Dis hoe ek sê, racing incident. If hy het groot voetfout gemaak op baie. Dan het ons toe
Ek dink iemand wat ons, Kimi was sublime geweest. Ja, luister, hy was goud. Ek bedoel, hy het heel naweek, ek meen die naaste wat George gekom het was 0.5, half a second, of 0.3 op 'n stadium in FP3, nee. Ja, maar dit Maar toe ons kom in quali 2, was hy amper 'n sekonde af van hom af. Ja. So, dis daar al waar die issues begin het vir George Porgy. So Kimi het regtig fenomenaal gery. Nou, daar's net weer, hy word nie gepiastry nie. George word nie gepiastry nie. Ja? Hulle het equal machinery, Kimi ry net beter. Ek gaan net sê hierso. Voor jy dit nou gesê het, wou ek vir jou gevra het, sê vir my, wat is jou opinie? George het net regtig 'n slegte run. Ja. Hy is bietjie onder druk. Ja. Met Kimi se bestuurstyl wat hy het. Ja. So ek dink op die einde van die dag het hy so bietjie die pressure wat hy ervaar en die gap met die championship raak al hoe groter. Okay. Ek bly jy sê dit. Want hy het uit die vorige race in Silverstone, het hy die luck of the draw gekry. Korrek. Waar Charles gewen het. Ja, maar hy het op die podium gestaan. En dit was Kimi se race om te wen. Daar het Kimi nou gebruik gemaak van alles wat gekom het. Alhoewel Kimi het hom, behalwe dat hy gebruik gemaak, hy dit verdien. Ja. Hy het homself al ingery ook. Maar ja. En dan nou hoor die mense vir Charles. Wow, Charles het actually goed gedoen. Ek is so bly. Hy het regtig goed gejaag vir my en Kalla, weet jy nee, Ferrari het my impress op die stryds. Ja. Hulle het verskriklik baie. Ons was kompeterend, né? Ons het verwag hulle gaan jy weet kompeterend wees in terme van die infield section, jy weet by Pouhon en Fania Chicane, Stavelo, maar dan waar jy die stryd so goed kry, weet jy weer eens daar gaan hulle wegval. Hier kom die Mercedes manne, verstaan jy? Stem onder. So hy was vir my nogal super. Hy was brilliant geweest. Ja, hy was. En weer eens die virtual safety car het op die regte tyd opgekom, gepit. Ja, en dis nogal een ding wat Ferrari nogal hierdie jaar nogal van het Lewis begin wen het. Somehow het hulle self net reg posisioneer en begin hulle die regte calls maak. Ek weet nie of hulle net lucky is nie, maar die oomblik is daar 'n WSC is dat hulle besluit ons pit. En ek het Sondag daaraan gedink terwyl ek die reis gekyk het. Ja, okay, Lewis se calls was weer 'n bietjie minder georganiseerd. Okay, maar hy het 'n 5-second penalty gehad om te fair. Ja, maar ek bedoel ek praat van sy posisie waar hy uitgeëindig het. Ek bedoel daar's so hier en daar 'n foutjie gewees wat gebeur het. Die front wing is nie geadjust soos wat hy gewag gehad het nie. Ja, maar, en hy het oor sy mechanic gery. As gevolg daarvan, hè? Dis die mechanic wat actually, ek het weer gaan kyk, baie mooi gaan kyk daarna. Dis die mechanic wat dis hoe hy voor hy wiel gekom het. Dis die mechanic wat die front wing moes adjust het. Maar hoekom het daai mechanic dit nie gedoen? Die groen lig het aangegaan. Ja, maar daai mechanic... Hy was stadig. Presies, so, hy moes die front wing gechange terwyl die tyre, ja. So met ander woorde, toe hy wou inkom met die draai, soos jy mooi gaan kyk na die ek wil amper sê, jy moet nou mooi stadig gaan kyk daarna, dan sien jy sy hand wat bo die wiel gaan, soos wat hy ek wil amper sê op die wiel druk, het hy die tool waarmee hy draai, het hy in sy hand. Dis hoe ek weet, dis die front wing adjustment oukie gewees. Mechanic wat daai, dis nie die gunner nie. Ek het aanvanklik gedink is die gunner, maar mooi gaan kyk het. Ek het gedink is hy oor die sidepods wil skoon maak. Nee, dis fisies, hy sit met die tool om die front wing te doen. Want dit was baie weird, dat Lewis het geroep vir daai front wing se verandering, en dis nie, en toe sê hulle vir hom, nee, hulle kon nie daarby uitkom nie. Nou is ek van, hoe die hel kon julle daar uitkom? Julle het vir 5 sekondes eers gestaan en kyk vir die kar. Julle het hoeveel tyd gehad om almal op die regte posisie te kry? En nou van die ou sy tyd, soos wat hy staan in 'n lyn vir 'n Sasagrand. Verstaan jy? En op die ou end, toe ek nou die stadige aksie kyk van die ou wat omgery is, toe sien ek,
boete maar jy het mos nog gesoek daarvoor. En toe wou hulle amper verloos penalise daarvoor. Ja, ek is dankbaar hulle het nie verloos nie, En want ek bedoel van dit is nie wanneer Loos se skuld nie. Van wanneer af penalise jy 'n driver wat oor sy eie mechanic ry? Ek weet Michael het oor Nigel Stephanie in Spanje in 2000 gery. Hy sê In die ou dae was dit 'n normaliteit. Stop and go ou. penalty. Ek bedoel Nigel Stephanie kon nie die Furyk afkry nie en die Lollipop Man was soos ons hulle daai tyd genoem het, hierdie Dis bordjie hom. gelig. Ja. En Michael het gery. Toe hy voel hy ry behoor iets toe stop hy en toe sê hulle vir hom gaan. Ja. En toe het Nigel Stephanie sy enkel gebreek. Maar Correct. weer eens Die sê dis die nie selfde Michael gedoen. se skuld nie. Die sê het op 'n nats was dit Spa? Nee. Was dit gewees? Dit Ek was het nie daag Silverstone. onderhoud gesien wat hy gesê het vir Silverstone. Op 'n nat Silverstone het hy ingekom en in die front wingman het hy gevat. Wat die of lifter. Ja, die Jackman. So Het hy uitgehaal. So, maar om terug te kom by ons eintlike punt waarmee ons praat is oor Ferrari se se strategie calls wat hulle doen. En dit is, weet jy wat, ek gaan vir jou sê, Erie, ek weet nie of hulle iemand gefire het of iemand bygekry het nie, maar dit voel vir my vraag is of Loos 'n invloed gehad het op hoe calls gemaak word in die operationally, agtergrond. ja. Nee, verseker, dis Hoe die een ouens ervaring. dink, wanneer die ouens calls maak, hoe hulle calls moet maak. Kyk, verlede jaar het Loos sy mond vol gehad en hy was nie skaam om vir 'n vir sy ingenieur iets 'n paar goed te sê oor die radio nie. Ricardo Adami wou my daar gehad. Ja, nee, okay, bygesê. Ons weet dit. Maar bygesê van dit is hoeveel van dit het 'n invloed gehad waar ander ouens dalk besef het, shucks, maar die ou praat die waarheid. Ja. Shucks, die ou het onthou is nou daarvan of nie. Hy het 7 wêreldkampioenskappe se ervaring agter hom. Dit tel vir iets ou en hy kan 'n bietjie agtergrond vir die ouens bring. Hy het vir lank in 'n Mercedes garage gesit wat topklas gewerk Dit het. is sy 19de seisoen in Dis 'n 19de seisoen. Hierdie ou weet daarom wat hy praat van in die agtergrond, hoe om calls te maak, hoe om strategieë uit te werk, hoe om strategie calls te maak van boys ons moet nou daai kar in die pit indruk of 100%. call dit maar ons hou verby, ons vyf kom en ons vat hom 'n volgende ronde of een of en weet jy wat, dis vir my ongelooflik om dit van Ferrari te sien. Ek bedoel ons is so gewoond Ferrari is besig om dit op te neek. Left right en Ja, center. hulle is die clowns geweest. Ja, en jou mond hang oop om te sien Ferrari is besig om dit reg te kry. Dis nie so, wat gaan aan? Ja, so ek dink om terug te kom na Charles, hy het regtig so goeie pace gehad. Absoluut. En hy het hy verlang die lead gehad. Ja. En toe het Kimi gekom en Kimi het net te veel pace gehad. En op weet jy 'n ander wat, level op die oomblik. Charles het hom defend, Ja. maar ook nie lank nie. Nee, hy het probeer wat hy kon wettiglik. Verstaan jy? En ek dink daar het hy laat gaan. Ek dink Max Ja. het ook briljant gery. Ek dink die enigste stukkie kontroversie wat ons nou weer gehad het waar ons weer under investigation was, is weer Oscar Piastri. Jy weet, Oscar, hier's 'n foto vir julle, kan julle nou sien waar hy sy kar visioneer. So Oscar is nie langs Charles voor die draai nie. Daar's Nee, hy is terug. Daar's nog seker omtrent 'n halwe meter se curb oor waarop hy kan breek en hulle gewoonlik opbreek partykeer om die draai vir hulle self oop te maak by Lykom, né? Kan En ek dan net meld sê die- voordat jy verder gaan. Hy was nie in die braking zone nie. Beide van hulle. Ekskuus, kan ons dit beide, nie Charles of Oscar was in die braking zone. Presies. En die reël sê jy mag een keer beweeg, Ja. okay, om jou kar te Correct. defend en dan mag jy terug beweeg na die racing line toe. Ja. Jy mag nie 'n move maak, teruggaan en weer defend. That's right. That's the moving under braking. Correct. Okay? So, met ander woorde, Charles het gegaan, hy het defend, Oscar het aan die buitekant gaan, weer eens, net soos Russell, Ja. you take the risk, you take the punch. Nee? Absoluut. En hulle wiele het bietjie geraap daarso, iemand se carbon fiber het gewaai en ons kon nie sien wie nie. Ek kan nou nog nie agterkom wie se nie. Ek het gekyk maar ek sien dit nie. En Charles in, okay, nou wil Alex Brandel byvoorbeeld argumenteer, maar hy het tyd verloor en al daai dinge. Dis is, okay, but tough cookies, verstaan jy? That's racing. Dit is weer eens 'n racing incident. Ja. Dis 'n ander saak soos Max en Hungary
Ja. nee, wat, Ja. wat voor Russell in beweeg het. En daar pop die Red Bull in die lug op. Ja. Russell kyk soos 'n skilrig kind vir sy eie neus, verstaan jy? Die punt is net is dat dit was nie aspres nie en dit is risiko's. Dis racing. Ja. Dis racing. Weet jy, kom ons het net daaroor geraak toe ons gepraat het oor Lois en George se storie. In die ou dae, hoe jy op 2 wiele op die gras kon gegaan het en ons het 'n hero gebore. Ja. En goed. Dit was uit daai scenario uit waar ons die heroes gesien het. So a great example hierso, né? Yes. Is kom ons vat Mika Häkkinen Ja. en Michael op Spa 2000, Zonta in die middel. Ja. En hulle gaan verby. Michael vat die konvensionele roete, gaan die binnekant verby na daai ene toe, ja. en Mika gaan daai kant toe. Okay? Mika is aan die buitekant. Ja. Okay? Mika pull die move af. Ja. Want hy is langs Michael. Yes. Michael was gesqueeze, Michael moet yield. Michael weet, hy fight vir 'n championship. Ja. En as hy nie nou punte skoor nie, Korrek. is dit nag vir hom. Ja. Sy kop gebruik. Absoluut. So Montoya aan die ander kant. Ek love wat hy gesê het na die postrace. Hy challenge vir Michael in 2004 op Imola, Jenson Button lead. Michael defend sy tweede plek om Tosa. Yes. Montoya, net soos George, breek laat om te wys hy's daar Yes. en nie heeltemal onder beheer nie, Ja. maar hy's Genoeg daar. om in te En Michael is soos, ek's jammer John, hy's my racing line, Ja. my corner. Sorry vir jou, maar as jy my raak, dan raak jy my. daar gaan Montoya toe, in die proses soos wat hulle opry Peretella toe, Ja. skuif hy vir Ralph sy eie spanmaat Ja. van die baan af. En Ralph want Ralph het great momentum uit Tosa uitgekry om amper verby Michael en Montoya, maar ten minste by Montoya te kom. En Ralph moes van die pedaal af klim en dit het Rubens verbygelaat. So weer eens Kalla, dis 'n baie ons sit met 'n klomp stewards op die oomblik in die FIA wat soft calls maak, verstaan jy? Ja. Jy weet en ek dink net, jy weet, as jy 'n racing driver is in 'n ploeg, jy kan nou daar's Kevin Estre vir die jaar in die DTM. Ja. Op Hockenheim. Hy kom, dis die laaste race, dis die laaste lap. Ja. Sy nie freaking verbykom met daai Porsche nie. Is die ander ou champion. Wat doen hy? Hy dive bomb. Give it all. Hy Robin bomb. Nou, Verstaan jy? En wat kry hy? Die wen in die championship. So, nou kom ons op hierdie spoed. ja. En ons kry open wheel racing. Ek verstaan die risiko's is baie groter want which is fair. een wiel boor 'n ander wiel en dan flip jy. Ja, Verstaan jy? ja. Op 200 of 300 iets. Want ons weet teen die tyd wat hulle daar kom, maar die punt is net dat net die feit dat hulle dit ander investigations sit. Ja. Jy weet, ek is bly hulle het nou further action gemaak, maar dit het hulle in 'n slegte lig gesit want nou het dit weer eens ons teruggeval na die eerste insident toe. Korrek. Verstaan jy? So As hulle daai eerste een gelos het in 'n racing incident, maar as die tweede een se call onder die radar en ons het dit nie eens gepraat het daaroor vanaand nie. presies. My uitgangspunt is en ek dink ek en jy het nou so semi beleef ook hier op 'n stadium, ek gaan nie in dit ingaan nie, maar ons het daar gepraat oor. Dis vir my, die wêreld is besig om sag te raak op 'n sekere goed. En dis vir my hartseer want dit maak dat ons sekere goed soos hierdie racing heroes, ouens wat hard kan battle, ouens wat dit kan vat, kan ons sien nie. George het onmiddellik geroep en gesê dis die span wat hom nie die kar gegee het nie of iewerster wat obviously dit was sy manier van ry, besides the point. Maar hy het onmiddellik gesê dis 'n racing incident. Dis nie 'n fout van Loos af nie.
ek het nog nie in 'n onderhoud gesien nie, nog nie, ek mag dit dalk gemis het, dat Oscar gesê het, Michelle was verkeerd nie. Ek weet nie van jou nie, ek het ook nêrens iets van Charles se kant af gehoor nie. En goed, inteendeel, ek het nie gehoor dat Oscar iets eers genoem het oor die insident. Nee, ek dink Hy weet presies waar hy was. Hy weet presies die situasie waarin hy. Charles het nie eers agtergekom en het geraak nie. Dit is die ander ding. En daar was baie duidelik oor die radio op 'n stadium vir wie was dit gesê? Ek kan nie onthou wie nie. Iemand het met Charles in battle gegaan. Ek kan nie onthou wie nie. Het was Max, dink ek, wat naby gekom het op 'n stadium aan Charles. Maar iemand het op die radio gegaan en gesê, oppas, hy squeeze karre uit. Nou verstaan, dit was so half... Dit was Norris, wat is Norris? Wat op 'n stadium naby gekom het. Okay. Hy was nie naby genoeg om te begin battle nie, hy was net naby in die sin van 'n waarskuwing. Hou net in gedagte, en ek het gedink, dit was onnodig. Ja. Maar die punt wat ek eintlik wil maak is, die wêreld is besig om sag te raak. Ons soek hierdie battles. Jy sien ouens, ons het hierdie batterykarre wat ons nou al heel seisoen lank al oor praat, en die slag is ons 'n ordentlike battle kry, dan wou ons sodat ons 'n ordentlike battle gekry het. So, wat wil ons hê? Goed, gaan kyk ballet dan as jy nie hou van die battles nie, en as die ouens mekaar raak nie. Andersins, hou jou mond en geniet dit. Want pragtig, dit is hoe dit moet wees, dit is racing. 100%. En dan 'n worthy mention vir Red Bull en Max, hulle het op hulle ou rearwing teruggegaan die naweek. Ja, well done, dit was nogal 'n groot call. En dit het ten minste stabiliteit veroorsaak, hulle het die wing reggemaak, hulle het nou 'n Evo spec van die wing. Yes. Wat in Hungary kom, en Max het 'n derde plek kry. Sy eerste podium en trofee wat hy kry sinds 2023. So dis great vir Max. Hy het 'n solid race gehad. Ek dink ons het geweet, hulle het nie die race pace gehad nie. Sorry, dis nou op Spa, né? Dis Spa, ja. Ons weet hulle het nie die race pace gehad nie, maar jy weet hy het rarig. Ja, hy het goed gery. Rarig goed gery. Ek wil ook sy spanmaat mention. Ek is so bly jy sê dit. Isaac Hajar, hy het 'n tou gegee vir Max. Amper so bietjie te naby op die laaste run. Ja, dit was dit was baie knap. En plus toe het hy deurgekom en Hajar het van P21 af deurgekom. En hy het op die einde van die dag 'n top 6 gekry. Ja, hy het eindig. So dit was my driver of the day. Ja, myne was Charles, net omdat hy dit alles so mooi hanteer het, maar Charles was vir my goed. En weet jy wat? Charles was vir my, maar hier's vir hoekom ek sê Hajar was vir my driver of the day gewees. As ons vir Max op P21 gesit het en hy eindig P6, kan ek jou waarborg, hy was driver of the day. Ons sou 300 keer meer van hom gesien het op uitsending, uit lewendige televisie uitsending. As dit Lewis was, wat presies dieselfde gedoen het, selfde storie. As dit dalk Oscar nie, maar as dit 'n Lando was, as dit 'n Fernando was, okay, hy het nie kar onder hom op die oomblikie, maar nog steeds. Hajar is 'n tweede jaar in Formule 1 en hy ry die ren van sy lewe. Want kom ons wees eerlik, om van P21 af op te ry tot 6 toe. Dit wil gedoen wees. En ons het amper nie 'n overtake gesien van wat hy gedoen het in daai hele 6 wat hy gevat het. En dan moet ons by sê, hulle het hom vroeg 2 keer gepit. Hy het op hards begin, hulle het op mediums toe gepit en toe ry hy 'n lap of 2 op mediums en toe sy teruggepit weer vir hards. Hy het 'n totaal van 3 pitstops gehad, terwyl die meeste mense 1 na 2 pitstops toe gehad het en hy het in 6de posisie geëindig. Presies. Vir my, driver of the day all day long. Hy was briljant. My ander ou wat ek graag wil mention is Gabriel Bortoleto. Oh yeah. En I called it Audi upgrades en ek het gesê hulle gaan 'n 8ste plek kry.
Wel dan op Bayern. Stap hy in daarso. Ek dink die ou wat 'n verloorder was Hulkenberg, want hy het goeie pace heel naweek gehad. Ja, hy het goed gelyk. Toe val dit uit mekaar uit vir hom in die reis. Maar Audi het goed gelyk. Ja. En dis hulle eerste point scoring position since Australië. Yes. En hulle verdien dit. Want hulle was rarig vinnig by tye, maar reliability het hulle net gekos, maar ek meen jy kan rarig sien hulle het 'n rarige goeie job gedoen. Absoluut. En ek dink die ou wat die blyste is hierdie naweek is Fernando Alonso. Die wat nou kom. Want hy sê totsiens vir die kar wat hy nou net gery het nie op Spa. My maat. Ek is so opgewonde eintlik om te sien wat gaan uitkom hierdie naweek. 100%. Ek stem 100% ja. En so ek dink op die einde van die dag, jy weet die ander mentions, Colapinto. Daai move. Dis waar ek van met Mika Häkkinen en nou net gepraat het daaroor. Daai verbygaan. En weer eens, wat is uitgesaai? Ekskuus, ek kamera op, want dit is my lewe. Ek op die klein skreentjie aan die kant. Klein skreentjie. Hoe 'n fenominale ding is dit nie? En daar word nie 'n huge replay gewys ewen oor nie. Dit is my probleem wat ek het met die uitsending. Die uitsending is so swak so stewards. Ja, wragtig. Wel dan op Bayern. Maar dit was my verskriklik. Hoe selfs die kommentators praat oor daai Mika Häkkinen geval en Schumacher en almal. En almal praat daarvan en hy gaan fenomenaal verby daarso. Ek bedoel is op 'n stadium 3 karre langs mekaar wat hulle daar verbygaan. Ja, en sy spanmaat. Gasly was ook deel van daai hele speletjie. Presies. Ja. So ja, ek dink weer eens Williams super teleurstellend. Hulle upgrade kom dus in Baku. Ja, daai ja. So dit was regtig jammer. Maar weet jy wat, ons kan nou so afgaan in die lys en goed, ook 'n goeie drive deur Norris om deur te kom. Ja. Ek dink hy het actually vir my super verbaas om derde te qualify. Absoluut. Ek sou eerder gesê het Oscar, want Oscar was my eintlik in die oefeninge vinniger as Lando. Presies. Ja. So rarig fantasties so performance van Lando want hy die nuwe spec engine ingehaat en Piastri nie. Ja. So dit het duidelik 'n baie groot verskil gemaak. En dan wil ek sê ek wil die hele episode in die naweek opsom dat die slimste drivers okay in AI het die naweek goed gedoen. Want onthou, as julle dalk nie geweet het nie, AI beheer daai energy deployment. Ja. En Oscar het dit actually baie duidelik gestel, dis vir hom verskriklik. Was dit quali wat hy dit gesê het. Presies. Nommer 2 is dit gaan nie oor hy hoe vinnig en hoe hard kan ek ou Rouge uitry nie. Dit gaan oor waar gaan ek die meeste tyd gain? En as jy slim was, weet jy, jou meeste tyd gaan nie gegain word in ou Rouge nie. Wil jy die thrill hê? Ja, sit jou voet neer, go. Maar as jy daar bo kom is jy 'n sitting George. Ja. Verstaan jy? So dit weer eens dit sit 'n spotlight op die rails. Ja. Ons het tot nou 'n goeie racing gehad. Dit was great. Ons raak gewoond aan al hierdie moenie my verkeer verstaan nie. Ek hou van die front wing en die back wing wat oopmaak. Ja. Die kar, hulle moet nie verander aan die kar se designs op die oomblik. Nee, haal die battery weg. Geef ons 'n ordentlike engine. Die tens. Maar nou hoor ek V8 in 2030. Ja, V8 klink vir maar ek sal dit love om 'n V10 op daai bonne te hoor weer. Anyway. Maar Kali, goeie naweek. Ek dink op die einde van die dag sit dit ons in 'n posisie waar ons sit met die championship standings en dit is en ek het dit hier by ons hier by my en weet jy wat, ons kan nou hier so sit en
ons sit hier so met 'n situasie waar Kimi nou, Kimi is nou baie ver voor. ja, Ek dink hy's oor die 50 punte voor, as ek my sommetjies reg onthou. presies, Met Lewis wat na tweede toe geskuif het, terwyl jy daar so soek om hom op te kry. ja, Ek weet Lewis in die tweede plek ingesoek, hy het vir George verbygevat. Charles lê net onderkant Lewis en dan is dit Lando en Oscar wat volgende in is en met Max wat nie meer baie ver weg is agter Oscar nie. Op punte gewys as ek reg onthou. ja. So ons sit met Kimi wat op 204 punte Daar is is. Lewis Hamilton, okay, met 159 punte. Ja. Russell in derde met 154 punte. En dan sit ons met Charles Leclerc op 126. Lando Norris op 103. Ja, hy het die dubbel getalletjies gebruik. Oscar Piastri met 92 en Max op 91. Daar is hy. So, interessant genoeg as ons kyk na Kimi Antonelli, Ja. 6 wenne, uit 8 podiums en 6 van hulle was wenne. Okay? Lewis Hamilton en Russell het elkeen 5 podiums, waarvan 1 wen was vir Lewis en 2 wenne vir George. Charles Leclerc het 4 podiums en hy het 1 wen uit dit uit. Max Verstappen toevallig het nog geen wenne nie, maar hy het 3 podiums, maar hy sit op 91, so hy's consistent. Lando Norris ook, weet, 2 podiums, maar hy sit op 103. Hy's presies so 101 punt agter Kimi Antonelli, jy weet. Maar nou raak die gap huge. Die gap is nou besig om te groei. Dis in daai konsep van is daar 'n moontlikheid. Ek dink hulle is nou dalk net te ver. Hulle is nie 'n Max Verstappen wat kan. Wat gaan moet gebeur? Verstaan jy? Want ek dink net dit is te ver. Die Mercedes het net te veel vir my in die tank as Ferrari. Ja, ek dink Ferrari begin hulle upgrades te laat bring as hulle engine gewys kom. Ek dink is Baku, as ek reg onthou. Ja, dis reg. Ja, wat hulle engine upgrades bring, ek dink is te laat. As hulle wil kampioenskap oorneem. Ek praat nie noodwendig van constructors nie, ek praat nou van individueel. Drivers Championship. So ek dink tegnies gesproke moes die battle eintlik nou tussen Kimi en George uitgewys het. Wat ek dink daai kans is ook, ek dink daar's ook al 'n redelike groot gap. Luisterie. Niks is onmoontlik nie. Kimi kan op 'n bad run gaan. George kan sy mojo vind. Die Ferraris kan ewe skielik So jy weet nooit op die oomblik dink ek Lewis lê dalk nie te vrot om te kompeteer daarvoor nie. As hy kan druk opsit, as Ferrari kan kompeteer wat moeilik is met die Mercedes. So as Kimi kan kophou, dan dink ek is hy op die gerieflikste paadjie nou vorentoe. Ek wil amper sê hy is op 'n stryd, maar hy moet nie nou nie slaap raak agter daai strydkar, agter daai wiel nie. Want dis sy championship om te verloor. Dit is nie om te wen nie, dis sy championship om te verloor op hierdie stadium. So ons hoop julle die Spa Grand Prix geniet. Ja. Ons het en baie debat veroorsaak op al die WhatsApp groepies. Maar op die einde van die dag, ek dink Kimi Antonelli is die deserved winner. Ja, nee, definitief. En is lekker om te sien dat ons weer 'n Charles Leclerc het wat op vorm is. Ja, ek is bly. Ons is ook lekker om te sien, ten spyte daarvan dat die papaya manne weer hulle dinge agter mekaar kry. Besig om aan te kom. En Red Bull, as hulle dinge ook net lekker kan kry, dan raak hulle weer kompeterend. En dan sal ons kyk wat doen die res. Maar andersins, ons sien julle in Hungary en ons hoop julle het die Belgian Grand Prix van 2026 geniet en hoopelik verander daar 'n paar goed dat ons volgende jaar 'n beter een kan sien. Tot en met dan vir die volgende Grand Prix, Kalla. Tip ek my geel wiekie
Vir almal van julle. Jy het hom wel verdien. Ek sal solank jy die houtlepel roer hier in die agterkant vir ons 3. Sê. So sien julle volgende keer. Totsiens.